mense, ek wil vanaand praat oor God se koffie. Ek hou daarvan om iets te koppel aan ons alledaagse bestaan, dat as jy dit doen, dan, die Engels het 'n mooi woord, dan trigger dit iets in jou gees. En God se koffie is 'n baie mooi beskrywing eintlik van ons lewe. My lewe bestaan uit 'n gemaal van bone, 'n saad, wat gecrush word, wat gebak word, wat onder ontsettend baie druk geformeer word. En wanneer dit op die regte manier gedoen word, het dit 'n fenominale aroma. Het jy al lekker koffie geruik? Daar's min dinge in die lewe so lekker. In die oggend, as ek opstaan en ek ruik koffie, dan is ek wakker. Regtig. As ek lekker koffie ruik, dan is ek wakker. Dan dink ek nie aan, ag, liewe Heer, laat my net hierdie droom klaarmaak nie. Droom ek so op 'n tropiese eiland iewers of so iets. Here, koffie. Amen. Prys U. Koffie is 'n produk wat van ver af kom. Hy's in die begin van die koffiedrinkerstyd in ons land het hulle van die buiteland af koffie ingevoer. Ek weet daar's nou koffieplase op die kus en sulke plekke. Maar meeste van die koffie wat ons nog steeds drink, kom uit die buiteland uit. Dis 'n fantastiese voorreg om koffie te kan drink. Nou, weet julle waar kom koffie vandaan? Vanaand skep ons kerk, ek gee julle 'n lesing oor koffie. Die Arabiere. Nou gaan halfte mense nie meer koffie drink nie. Die moslim Arabiere moes deur nagte bid. En wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie koffiebone fyn gemaal en dit in water gesit, want hulle het besef het hou hulle wakker. En daarom is daar 'n ritueel daaraan gekoppel, dat hulle kan koffie drink wanneer hulle so bid. En in Turkye veral rondom daai area, is dit vandag nog 'n gebruik. Ons westerlinge het net besef dat ons God vir ons koeie gegee het met melk, en dat daar 'n plant is met die naam suikerriet, en dat ons dit kan nuttig, en dat ons dit ook mag geniet om dit te drink. Amen. Maar goed, ek gaan nou nie 'n lesing gee oor koffie nie. Jy gaan nou verstaan wat ek bedoel, maar ek gaan vir jou vertel van iemand wat se lewe koffie was. En ek het al voorheen oor die ou gepraat, man met die naam van Barnabas. Kan julle Barnabas se storie onthou? Daar's vreeslik baie in die Bybel geskryf oor Barnabas, is dit nie so nie? Van Genesis tot Openbaar. Nie dan nie? Ekskuus, ek het die verkeerde vertaling. Nee, Barnabas was die hoeksteen van die kerk na Jesus. Nee, Jesus was die hoeksteen. Nee, jy hoor nie wat ek sê nie. Barnabas was die ou wat Saulus destyds, wat later Paulus genoem is, oor hom ontferm het. Wat hom onder sy vlerk geneem het. Wat in hom geglo het en vertrou het in hom. En alles in hom belê het wat hy kon. En wat op 'n stadium, ek het voorheen daaroor gepreek, so ek wil nie vanaand ver in daai deel ingaan nie. En toegelaat het dat Paulus verby hom groei en dat hy later selfs Paulus se mede-leraar was. Dis Barnabas. Barnabas is vir my een van die, ek weet, vir jong ouens is Timoteus 'n groot persoon om na te kyk en om na op te sien. Maar ek wil vir julle sê, in my hart, as iemand die gees het van God en het werk soos in Barnabas, dan wil ek graag met daai persoon 'n pad stap. Barnabas is nie die limelight ou nie, maar Barnabas se bediening was kragtig. Ek lees hierso vir jou in Handelinge 11, net so in vers 23 en 24, want dit gaan nou oor Jerusalem, het hulle gehoor van die groot herlewing wat in Antiochië plaasvind, en Barnabas is gestuur. Nou goed, toe hy daar kom, en die genade van God sien, was hy bly, en het almal vermaan, om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Nou in mooi Afrikaans is dit, hy was uit sy vel uit. Hy het gesê, is fantasties, ek is so trots op julle.
En ek wil julle nog verder nog uit bemoedig en aanmoedig om hierdie God wat julle dien en wat julle ontdek het in julle lewens, om net meer en meer soos hy te word. Hy gaan verder en hy sê, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Nou goed, hy gaan verder in vers 25, net 'n bietjie agtergrond te skep. Toe vertrek Barnabas na Tarsus en Saulus, om Saulus te soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Ek wil iets mooi regstel. Kultuur kan baie gou 'n woordse verandering teweegbring. Jy sien, gelowiges was nie as Christene beskou daai tyd nie. Hulle was as gelowiges beskou. Of mense van die weg, people of the way. Dit is baie interessant, as jy jou geskiedenis gaan lees, kom jy agter, mense is eers Christene genoem, wanneer iemand Christus in hulle kon raak sien. Dis hoekom die woord Christen beteken Christ-like. So jy het jou mense gekry, vandag noem ons hulle seekers en halwe bekeerdes en volle bekeerdes en postbekeerdes en teruggevalles en weer opgestaan en weer dubbel teruggevalles en weer opgewektes en uitverkorenes. Het ek iets geskiep. Daai tyd het jy gekry. Heidene of pagans, jy het gekry, hulle wat deur die gehoor tot die geloof gekom het. En dan het jy gekry, hulle wat soos Christus lyk. Dis die taal van daai tyd gewees. Ons gaan vertaal dit, dan sê ons, wat se kerk behoort jy aan? O, so jy's 'n Christen. Nee, 'n Christen is iemand wat soos Jesus lyk. Dis die konteks van hierdie skrif. En Barnabas en Saulus, waar hulle bedien het hulle so impak in mense se lewens gemaak, dat die gemeenskap, onthou hulle het hulle self nie Christene genoem nie. Die gemeenskap het gesê, hierdie mense lyk soos Christus. Hoe awesome is dit nie? Hoe fantasties. As jy in die straat loop, nou sê, ek het in die Bybel gelees van 'n ou, jy lyk soos hy. Hulle gaan verder en vertel van hoe hulle gehoor het, daar's 'n profesie van een van die ouens wat deurgekom het, en hulle het besef, die wêreld is in 'n moeilikheid in daardie omgewing, en hulle het geld ingesamel, hulle het kos ingesamel, hulle het alles ingesamel, sodat hulle mense kon help. Hulle hele hart was ingestel, om die hande en voete van Jesus te wees, maar eerstens, sy hart. En ek wil vanaand vir jou sê, hierdie wonderlike koppie koffie, die lewe van 'n Christen is soos hierdie koppie koffie. Ons gaan deur 'n tyd wanneer ons hart vir die Here gee. Ons kom tot die geloof. Ons sê, ek wil 'n koffieboon wees. Maar niemand kan 'n koffieboon gebruik nie. Dan word jy gemaal deur die lewe. Is dit nie so nie? Ek is so hartseer vir mense wat voor gepreek is en gesê het, gee hart vir die Here, van nou af gaan dit goed gaan. Ek wil vir jou sê, as jy sing, it is well with my soul, is dit omdat dit nie goed gaan met jou liggaam nie. Ek sing op my beste, it is well with my soul, wanneer my bankbalans die unwellste is. Ek proklameer God se uitspraak oor my omstandighede. Jy sien, daai koffiebone word gecrash en dit word, hulle kook het mos, hulle bak het mos eers, nee. En dan word dit fyn gemaal, dat daar niks van daardie oorspronklike ou groen koffieboon oorbly nie. Hy is so bruin gebrand, soos 'n 17-jarige seun op die strand. Julle het gedink ek gaan van 'n meisie praat, nee. Nee, pastore praat nie van meisies nie. En
Nou drink jy, nou maal hulle daai ding fyn en jou lewe gaan jy baie keer deur die maal van die lewe. En wanneer jy gemaal is, wanneer jy sê, weet jy, Here, ek kan nie meer nie, dan gooi hy nog kookwater oor jou. Maar dit bring die geur van wat in jou is uit. Dit maak dat ander mense verlief raak op die Christus in jou. Jy sien, as die Here Jesus vir ons sê, as 'n saadjie nie sterf nie, kan daar niks uit hom uitkom nie, bedoel hy werklik waar, dat ons in Christus moet sterf, ons moet ons van onsself, ons eie begeertes, ons eie behoeftes sterf. En as ons in onsself sterf, dan kom daar iets in ons op in ons lewe, wat so wonderlik en amazing is, dat almal versot raak op ons. Dis hoekom Christene moet nooit kla nie, want dan is ons bitter koffie. Ons moet nie God blameer vir rowwe tye nie. Is dit dalk hoekom Paulus die stelling maak, ek dank die Here vir al my beproewinge. Hy is nie 'n psigopaat of 'n skizofreen nie. Hy besef wat se krag daar is wanneer God toelaat dat hy geformeer word en dat dit afgelê word wat nie werklik bruikbare koffiebone is, wat nie die geur van God dra nie, sodat net dit oorbly wat God kan verheerlik. Barnabas was so 'n man. Ek dink hier's baie Barnabasse wat hier sit. Ek wil julle wys van 'n ou. Ek gaan 'n prent op die skerm sit. Weet julle wie is hierdie ou? Manny Pacquiao. Hy kom van die Filippynse eilande af. Nou voordat ons na enige verdere ding toe gaan, skuifie toe gaan. Manny Pacquiao het op die strate in die Filippyne groot geword. Nou, net om jou 'n bietjie agtergrond te gee. Gaan lees hierdie ou se getuienis, is fantasties. Daai mense lewe in 'n swakker lewensomstandigheidsarea as die ouens, die kinders in Delhi in Indië. As jy in die Filippyne nie in 'n gang behoort nie, is jy die nag dood. Van 6 jaar af word kinders al gewerf vir hierdie bendes. En hulle word gebruik om dwelms te vervoer. En wat gebeur is, daar is 'n groot godsdienstige oorlog ook. Jy sien, net soos die Taliban, die moslems in Afghanistan, dwelms vervaardig en dit in die weste verkoop vir wapens, is daar so 'n tipe handel wat ook daar plaasvind. In die Filippyne is een van die plekke waar die meeste Christene uitgemoor word in die wêreld tans. Ons hoor nie daarvan nie. Maar as jy gaan oplees, sal jy statistieke sien. Manny Pacquiao, 'n straatkind wat leer veg het om te oorleef. En op 'n dag toe sien iemand raak hoe hard hy kan slaan. En hulle sê, word 'n bokser. En hy was so goed, dat sy naam hom so vooruit gegaan het. As iemand hoor, hy gaan teen Manny Pacquiao boks, al op junior vlak, dan kry hulle vreeslik griep. Want hy die ouens geslaan. Een ou skryf, hy sê, Manny Pacquiao is the closest thing to a jackhammer that I've seen in my life. Dis daai goed wat jy so... Sê as daai ou nie op... Dis daai ding van Clint Eastwood, nou, wat ek altyd sê, I'll give you so many left, you'll pray for a right. Nou Manny Pacquiao is so ou. Hy slaat almal stikkend. En wat Manny sê is, weet jy wat, dit is al die haat wat in my opgebou is in my lewe. As daai ou voor my gestaan het, wou ek hom van die aarde afslaan. Manny Pacquiao. 'n paar jaar gelede, toe ontmoet hy Jesus. En Manny Pacquiao verloor die grootste krag en motivering hoekom hy geboks het. Haat, geweld, selfregverdiging. En hy sit en hy sê, waar hy voor God kom en hy sê, Here, alles waarvoor ek nou, al waar ek my krag uitgetrek het, al hierdie haat moes ek vir u gee, hoe gaan ek nog kan boks? Die Here sê, ek gaan jou leer om slim te boks.
Want as jy met haat boks, is jy so slaan gefokus, jy is nie verdediging gefokus nie. As jy teen 'n goeie bokser gaan boks, gaan hy dat jy jouself uitslaan. Hy gaan jou laat jy moeg word en hy gaan jou uitslaan. En Manny Pacquiao begin 'n pad stap met God. En die van julle wat nie boks ken nie, die geveg vroeër hierdie jaar. Wanneer was dit? So 3 maande terug, waar hy teen Floyd Mayweather geveg het, is die hoogste betaalde geveg in die geskiedenis van die mensdom. Inteendeel, hulle sê die 1 jaar se Amerikaanse voetbal Super Bowl ingesluit het nie soveel TV-regte geld gemaak soos daai geveg nie. En die Super Bowl is net na die Olimpiese spele. Die Amerikaanse voetbal verdien meer geld in TV-regte as die Wêreldbeker sokker. Dis 'n groot gebeurtenis gewees. En Manny Pacquiao verloor op punte. En hy het verloor. Elton het my oortuig hy het verloor. Ek het alles probeer om te sê, hy was gekroek. Elton sê, man, ek ken boks, hy moes verloor. Sê ek, goed. Maar ek wil jou nou iets vertel van Manny Pacquiao. Manny Pacquiao sê, hy is 'n bokser, maar sy identiteit is hy's 'n kind van die Here. Eintlik is hy nie 'n bokser nie. Hy's 'n Christen wat boks. Jy sien, sy koffie is anders as die houer. Orals waar hy nou gaan deelneem het, orals sal hy getuig van die Here. Daar's plekke in Europa waar hulle nie eers wou gehad het, hy moes boks nie. Hy preek ook, en hy gaan getuig by gemeentes oor die hele wêreld. Boks is nie sy fokus nie, Jesus Christus is sy fokus. Nou weet jy wat, hy is soos 'n Barnabas, en ek gaan jou nou die storie by mekaar bring, dat jy verstaan, hoekom ek van Manny Pacquiao praat, en van Barnabas en so aan. Die rede hoekom ek vir jou spesifiek praat van Manny Pacquiao, is hulle beskou Manny Pacquiao as die ou wat die evangelie in hierdie jaar die meeste verkondig het in die wêreld. Hy het meer mense bereik deur te getuig voor sy boksgeveg in die wêreld. Lande waar die woord Jesus nie eers genoem mag word op TV nie, het hy gesê, Jesus Christ is my Lord and Savior, He is my strength and I fight because He lives in me. Ek is jammer dat dit nie 'n super duper tele-evangelist kon wees nie. Want dan kon ek my bedryf sê, ons het gearriveer. Dis 'n bokser. Dis 'n straatkind. My oupa het gesê, dis 'n hooligan. Julle weet wat 'n hooligan. My pa het in Johannesburg groot geword. Hy het gesê hy's 'n Vita. Ja, ons weet wat die groot. Dis die manne met die ducktails. En die bikes en die kettinge, né? Weet jy wat? Kom ek bring die storie mooi by mekaar. 'n Professor op universiteit in Amerika doen 'n proefneming. Hy maak vir al sy studente in sy klas, 'n volle 32, so is daar nie so baie nie. Maak hy koffie in 'n groot hierdie koffiedispenser goed. En hy sit daar 30 koppies en 50 plastiese bekers en 'n hele paar van hierdie papierkoppietjies sit hy neer en hy sê, gaan kry vir julle koffie. En al daai studente gaan vir die mooi bekers. En die laaste 2 sê, where are the cups? En hy sê, they are some, they are just plastic. En hulle murmureer. En die ander lag vir die studente en sê, dis omdat julle laat slaap, dat julle nie uit ordentlike koppies kan drink nie. En hy sit en hy sê vir die ouens, nou gaan ek vir my koffie maak, en hy maak vir hom in 'n papierkoppie, soos wat jy by Wimpy wegneem koffie koop. En hy sê vir hulle, ek wil julle 'n les leer vandag. As die beker waarin jy jou koffie drink, jou fokus is, verloor jy die waarde van die koffie. Ek drink eerder in 'n papierbekertjie koffie, en ek is versot op die smaak, en die geur en die aroma. En jou lewe is koffie in ons hand. Deur die Here vir ons gegee. En ek wil vir jou sê,
Miskien is ou pak jou 'n plastiese stikkende koppie. Miskien dink elke ou ek moet hierdie pragtige koppie soos hierdie wees. Dan sal mense die Here raak sien. Nee. Dis die koffie wat homself verkoop. Nie die beker nie. As koffie lekker genoeg ruik. Wie van julle was al by Starbucks? Jy moes in die buiteland gewees het. Jy is nou. Is jy nou Starbucks in Suid-Afrika? Was jy een is al klaar toe? Ja, die boere hou nie van koffie nie. Die wonderlikste ding vir my is, as ek verby 'n Starbucks geloop het, dan kry ek klaar daai reuk in my neus. Ek kan nie anders nie, ek moet net ingaan. Ek's op pad soontoe en ek word gesidetrack. Nou drink ek koffie. Dit het nie vir my gegaan oor die houer nie. Dit het gegaan oor die inhoud. Wat ek vanaand vir jou wil sê. Barnabas het besef dat die inhoud is wat tel. En ek gaan net vinnig deur 'n paar beginsels gaan. Om vir jou te sê hoe lyk 'n Barnabas? Hoe lyk iemand wat gefokus is op die koffie? Party van ons is bedoel om pragtige bekers te wees. Party van ons is papierbekers. Maar ons waarde word bepaal deur dit wat in ons is. Eerste ding is, Barnabas het nie nodig gehad om enigiets te bewys in die lewe nie. Hy het geweet wat in sy beker is. Baie keer is ons as Christene so onseker van onsself. Ons wil tog net hê ander mense moet dink ons is geestelik. Ek het 'n kollega gehad. As ek en hy alleen bid, maar as hy uitstap en die manne is daar. Kyk, hy bid, nee, ek dink die Here kom uit die hemel uit en sit langs ons. En ek sê vir hom eendag, hoekom bid jy nie so as ons saam bid nie? Hy sê, nee, hier is ek skaam om te bid, maar daar moet ek wys ek dien die Here. Ek sê vir hom, maar dan sit 'n front. Hoekom bid jy anders alleen, as wat jy bid voor mense vir God? Het jy 'n front in jou binnekamer, of het jy 'n front voor mense? Jy sien een ding, Barnabas het nie nodig om iets te wees wat hy nie is nie, want hy is nie gefokus op die beker nie, hy is gefokus op die inhoud. Die oomblik, wanneer ek bekommerd is wat mense van my dink, beteken dit my fokus is op die inhoud. Ag, is nie op die inhoud nie, maar op die houertjie. Die tweede beginsel is, hy het niks gehad om te verloor nie. Die oomblik as jy iets het om te verloor wat waardevol is vir jou, dan hou jy vas daaraan. Dis hoe ons is. Nie sleg voel nie. Dis hoe ons is. En soms moet daai saad eers sterf, voordat die Here se wil in ons lewe kan plaasvind. As ek dink aan verloor, dan dink ek aan 'n sê ding wat ou gesê het. Hy sê, dit is nou baie snaaks, hy sê, moet nooit moeilikheid soek met 'n lelike ou nie, want hy het niks om te verloor. Nou, ek dink nie is die konteks nie. Derde ding is, hy het niks weggesteek nie. Barnabas was Barnabas. As jy Barnabas by die Spar gekry het, en jy het hom by die kerk gekry, Barnabas. Almal praat van sy huislike lewe, sy persoonlike lewe getuig van geesvervuldheid. Hulle sê nie, hy is 'n goeie leier, of 'n goeie wat nie. Nee. En dan, laastens, hy het die meester, die plan bemeester, of die proses bemeester, om ander mense se sukses te vier. As jou droom nie is, dat iemand wat in jou lewe is, verby jou groei nie, as jy gefokus op die beker, nie op die koffie nie. Ek is eerlik met julle, die wonderlikste ding op hierdie aarde is, as 'n mens iemand mentor, en jy sien hoe hulle verby jou groei, en dat jy op 'n stadium na hulle toe moet gaan vir advies. Vandag leer mense so vinnig, die ou dae is verby mense, wysheid is nie meer in grysheid nie, ek is jammer om dit te sê.
Wysheid kom wanneer mense bereid is om hulle voet op water te sit en te begin loop. Baie van ons Christene is 100 jaar al Christene, maar ons het nog nooit 'n uitdaging aangegryp om iets vir die Here te doen nie. Dan sal ons nooit op 'n volgende vlak van geloof kom nie. Daai jong ouens wil hardloop in die lewe vir die Here. Hulle maak baie foute. Maar dit is vir my wonderlik om te sien wat se genade God het vir iemand wat passievol is en hardloop. Want hy doen dit vir die Here. Laat dit jou nie dink aan daai gelykenis van die talente nie. Hulle wat gewoeker het, al het hulle nie iets gemaak daarmee nie. Die eienaar was nie kwaad omdat daar nie 'n wins was nie. Hy was kwaad omdat daar nie gewoeker was met dit. Die probleem is, ek is nie bereid om te leef dit wat God se plan vir my lewe is nie, wanneer ek gefokus is op my koppie. Wanneer my fokus is, die Here het my deur hierdie proses in my lewe gesit, want hy het 'n plan met my. Hy het 'n plan met my lewe. God weet wat hy doen. God is in beheer. Ek weet dinge maak nou nie sin nie. Partykeer is jy in die maalproses. Partykeer gooi hy warm water oor jou. Partykeer is jy dalk op 'n plek waar jy net staan en dit voel of jou koffie koud word. Die issue wat ek vanaand vir jou wil sê is, kom ons leer om ons fokus af te haal van die houer en ons fokus op die inhoud. Die lewe wat die Here vir ons gee. Want is in hierdie lewe waar ons krag tot sy reg kom. As jy vanaand hier sit en jy sê, Koot, weet jy wat, ek is 'n ou vervrommelde ou stuk nou kop. Wil ek vir jou sê, jy's perfek. You are perfect for the job. As jy vir my sê, Koot, ek's 'n gekraakte ou koppie. Die Here spesialiseer in gekraakte koppies. Hy's lief vir gekraakte koppies. Ons is perfek vir hom. Die Here is lief vir jou. Hy het jou aanvaar van die begin af. Hy is lief vir jou. Ek wil jou die geleentheid gee vanaand om jou fokus te skuif van my na dit wat God in my gesit het. Want dis wat sy plan vir ons.